Goeiemôre gemeente en ek hoop jy het 'n wonderlike dag en ek hoop jy het al jou koppie koffie in of jou koppie tee, ek het lekker tee hier so langs my. Of ietsie net om te drink al in en jy's reg vir die dag, reg vir die lewe, reg vir die week en jy sien sommer uit vir alles. Julle ek is maar lekker simpel partykeer. Ek doen maar stupid goed. Ek dink dit is snaaks as kom ek dit vir julle vertel, geen ander eintlike rede nie. Maar ek rekord hierdie hele ding wat ek vir julle sê en ek praat en ek is entoesiasties en alles nê. En toe ek so kyk, toe besef ek maar ek het die klank afgesit. So ek het die hele diens het ek gepraat en my hande geswaai en alles en hy het absoluut niks gerekord van die klanke nie. En ek sê soos ja, Stian, jy is maar baie simpel. Julle ons praat vandag verder met hierdie gedeelte wat ons Sondag al mee begin het. 1 Korintiërs 10 vers 31 tot hoofstuk 11 vers 1. En ons praat oor alles wat ons doen, moet ons doen tot eer van die Here en sodat ander mense ook God kan loof en prys deur die manier ons optree. En so ek gaan dit gou weer vir ons lees en dan gesels ons 'n bietjie verder vandag. Want ek dink daar's 'n paar mooi goedjies om oor te gesels en goedjies wat baie eintlik maar teen ons kultuur en samelewing is waarin ons nou lewe. En so voordat ek gou lees, kom ek sê gou eers dit, nê. Ons lewe en ons word gekondisioneer in ons samelewing dat alles wat jy begeer, alles wat jy wil hê, as ek nou honger is hierso op hierdie oomblik, dan is daar opsies vir my om my honger te stil. In die eerste plek kan ek gou na my kombuis toe gaan en ek kan gou vir my iets maak. Maar as ek selfs dalk te lui is wat ek baie keer maar of eintlik maar baie keer is, nê. Selfs te lui is om dit te doen is daar 'n ding soos 'n foon, nê. En op hierdie foon is daar hoeveel apps, nê. Mr D app en 'n Steers app en 'n McDonald's app en 'n KFC, ek weet nie, daar's 'n app vir alles, nê. En so ek kan net daarop gaan en ek kan net gou bestel net wat my hart begeer. Nou baie jare terug was dit nou nie so nie, nê. As ek honger was, dan yskas, wat is daar om te eet daarso? En as ek nou lus was vir 'n hoenderburger en daar's nou net beef patties in my yskas, dan sorry nê, dan eet ek maar 'n beef patty nê. Daar was nie opsies gewees nie. En ons samelewing het so verander en mense kan nou redeneer of dit nou goed of sleg is. Maar ons samelewing het so verander dat net wat jou hart begeer, kan jy kry. En so as jy lus is vir 'n hoenderburger nou, dan gaan jy op jou app en jy gaan bestel vir jou Nando's burger, jy bestel vir jou KFC burger, jy kan vir jouself 'n chicken licken burger bestel, jy kan vir jouself wat ook al hoenderburger bestel wat jy lus kry, nê. En so ons samelewing het ons so gekondisioneer, dit gaan alles oor my, in die eerste plek, my begeertes, en dit kan nou dadelik bevredig word. En so, dit is nie, kom ek sê so, wanneer ons die Bybel lees, dan sien ons dit is nie wat is die woord wat ek nou soek, nê? Ek wil sê aanpasbaar, maar dis nie die woord wat ek soek nie. Dit is nie compatible, ekskuus vir die Engels nou julle, maar compatible met die Bybel nie. Ons gaan dit raak lees vandag in Paulus wat hy hierso skryf, maar ons sien dit al selfs in die begin in Jesus se lewe. Ons sien dit selfs al in die Ou Testament, julle, as ons Levite of Levitikus en Numeri gaan lees, die wette, nê. Sien ons dit selfs daar al eintlik in gebed, tussen die lyne, as ons mooi lees en ons verstaan wat daar aangaan, dan sien ons selfs daar al, dat dit is nie compatible. Ek kan nou net in Afrikaans dink, julle kan dalk vir my 'n comment skryf my 'n comment op die, hier op YouTube, en skryf vir my, wat is die Afrikaans vir compatible, nee. Maar dit is nie compatible met wat die Bybel ons leer nie. En so kom ons lees dit gou-gou, en dan gaan ons 'n bietjie daaroor gesels vandag, en sien, wat Paulus juis en wat Jesus en wat God juis vir ons hart of sy hart het vir ons en hoe ons moet lewe in hierdie wêreld. So kom ons lees dan gou-gou 1 Korintiërs 10 vers 31 tot 11 vers 1. Dit sê of julle eet en of julle drink, wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. En ek het Dinsdag daar 'n bietjie oor gepraat, as jy dalk nie Dinsdag se video gekyk het nie, gaan 'n bietjie terug en gaan kyk na hierdie video, gaan kyk 'n bietjie Dinsdag se video. Ons het 'n bietjie gepraat om in alles wat ons doen om net 'n bietjie rustig te raak en net te besef dat God is goed en wat ook al ons kan doen, of dit nou is om hierdie lekker koppie tee wat ek nou langs my het te kan drink, dat God het dit so gemaak dat ek dit kan geniet, nê. En God het dit so gemaak dat mense ontdek het om hierdie tee te kan maak en uit die plantjies, uit die rooibos plant gemaak wat hierdie wonderlike tee vir my gegee het. En net om te besef, so word stil
en ons gedink, ons het teruggaan na Psalms toe, nee. Wees stil en weet, ek is die Here. En so die gedagte is, word stil en besef dat alles wat ons het, is te danke aan God. En gee vir hom eer daarvoor. Sê vir hom dankie daarvoor, nee. Maar ook in so 'n manier moet ons lewe, sodat ander mense deur ons lewe ook vir God kan eer gee. So, ek gaan nou nie weer preek, daaroor gesels nie. Gaan kyk Dinsdag se video, en as jy hom nog nie gekyk het nie, ek dink hy sal dalk aan die einde van hierdie video sal hy dalk daar verskyn of hoe ook al, maar jy sal hom vinnig kan kry. Maar dan gaan Paulus verder en hy sê vers 32, hy sê moenie aanstoot gee nie aan Jode of aan Grieke of aan die gemeente van God nie. Maak soos ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie, maar die van ander, sodat hulle gered kan word. Volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. En so Paulus hier in die einde, hierdie vers 11 vers 1, dis kom ek hom ook bygesit het, nee, is Paulus juist besig om te sê dat hierdie lewe wat hy vir ons nou na roep om te doen, is nie 'n lewe wat hy uitgedink het nie, dis nie iets wat hy wil hê ons moet doen nie. Hy sê, volg my, kyk na my lewe en doen wat ek doen, soos wat ek Jesus volg. En so hy bring ons terug. Hy sê dis Jesus wat eerste hierdie lewe geleef het. En daarom herinner ek julle dat ons ook so moet lewe. Daarom roep ek julle ook om dit te doen. Nou soos ek gesê het, hierdie vers of hierdie gedeelte is nie compatible met ons samelewing vandag nie. Want Paulus begin dan in vers 32 en hy sê moenie aanstoot gee nie. Nou dis 'n interessante woord wat hy daar gebruik, nê, aanstoot. En ek het 'n bietjie verder gaan kyk wat dit beteken. Die Engelse vertalings of die Engelse Bybels het dit eerder vertaal om te sê moenie 'n struikelblok wees nie. Moenie iets wees wat ander mense gaan laat val nie. Nou aanstoot ek kry die prentjie of ek nou reg is en of ek die woord nou reg verstaan of nie. Dis die prentjie wat ek kry, nê. Aanstoot is om eintlik iemand te stamp of te stoot, nê, sodat hulle ook val, nê. En dis maar net hoe ek die woord sien as ek die woord moet verander in 'n prentjie, nê. Dan is dit om iemand te stamp of iemand te stoot sodat hulle dan nou val. En sodat hulle dan nou eintlik in vandag eintlik maar seer kry. Dis eintlik waartoe dit nou moet gaan, hè. Aanstoot is ek het seer gekry aan die einde van die dag. In dit, nê. En so Paulus begin om te sê moenie dit doen nie. Moenie aanstoot gee aan ander mense nie. En hy noem hulle, hy sê Jode, Grieke en gemeente van God nie. Dis nou interessant wat hy hier noem. So hy sê Jode, so as ons onthou dat die Bybel, Ou en Nuwe Testament, is eintlik geskryf vanuit 'n Joodse perspektief, die Israelitiese perspektief uit, nê. So die Jode, as hy skryf aan die Jode, dan bedoel hy sy eie mense, sy eie volk, sy eie nasionaliteit, sy eie kom ons sê kultuur dalk nou maar, nê. En so hy sê aan sy eie mense moet ons nie aanstoot gee nie, maar dan ook aan die ander mense, die Grieke. En so dis mense van ander kulture, ander nasionaliteite, ander mense as jy. En so moenie jou eie mense aanstoot gee nie, moenie vir jou eie mense struikelblok wees nie. Ek gaan 'n bietjie meer die woord struikelblok gebruik, nê. Want die konsep en die gedagte is om hulle te laat val nie. En so moenie jou eie mense laat struikel nie, moenie ander mense om jou en die mense in jou omgewing en samelewing wat anders is as jy. En dan gaan hy en hy sê ook die gemeente van God nie. Nou kan jy half dink, maar dis snaaks, hoekom sal hy nou dit doen? Want nie almal het geglo in Jesus nie, nê. Jy het dalk mense in jou familie of in jou eie gesin, dalk nie jou eie gesin nie, maar jou eie familie, nê, wat nie Christene is nie. En so daarom is dit belangrik om te sê jou eie mense, maar ook die geloof, die mense in jou geloof, die gesin, jou gesins of jou geloofsgemeenskap, jou geloofsfamilie, nê, moet nie aan hulle aanstoot gee nie. Nou gaan Paulus verder en hy sê in vers 33, maak soos ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie, maar die van ander, sodat hulle gered kan word. Nou daai laaste gedeelte is nogal belangrik, want Paulus skryf en hy sê, dit al hierdie goed doen ons, sodat hulle ook Jesus kan leer ken, en sodat hulle ook gered kan word. En so ons moenie 'n struikelblok wees, ons moenie in so 'n manier lewe, wat ander mense gaan verhoed om Jesus aan te kan neem, of in Jesus te kan glo, en God te kan glo nie. En so dis die kern van hierdie hele ding, is dat ons moenie in so 'n manier lewe, wat ander mense gaan verhoed, om aan Jesus te glo nie. Nou, weer eens terug na ons samelewing, nê.
Nou kom ons terug na ons samelewing en ons sê maar hier is heeltemal teen wat ons samelewing leef, nê? Want ons samelewing leef, wat soek jy? Wat soek ek? Ons moet net dink aan ons eie ek. Wat wil ek hê? Wat is my begeertes? Wat is vir my belangrik? Wat is dit wat ek wil hê, nê? En ek moet daaraan aandag gee. Nou Paulus skryf vir ons hierso en soos wat hy sê, ek volg net Jesus in dit, is dat ons moenie aan onsself dink nie, maar aan ander mense. Nou kom ons raak bietjie baie prakties, nê, want hierdie het al hoeveel gevegte in verhoudings veroorsaak, nê. En ek gaan nou 'n eenvoudige voorbeeld gebruik om hierdie te illustreer. En ek weet almal, as dit nie meeste, as dit nie almal is van julle kan ergens in jou lewe het jy al hierdie geveg met dalk jou vrou of jou man of kinders of dalk 'n ou liefde of wat ook al hierdie geveg gehad. Die een vraagie wat die meeste gevegte ek dink al ooit begin het is, wat wil jy eet? Daai geveg, daai vraagie begin soveel gevegte, nê. Want ons wil juis hierdie toepas in 'n manier, nê, eintlik op 'n eenvoudige manier is. Wanneer ek vir Lizet vra, kom ons sê ons is op pad vir 'n date night of wat ook al. Of ons is net by die huis en ons is nie lus om kos te maak nie, nê. En ek vra daai vraagie, waarvoor is jy lus? Wat wil jy eet, nê? Ek wil amper sê 90% van die kere veroorsaak dit 'n geveg in enige verhouding, nê. Want wat wil ons doen? Ek wil nou nie my eie, ek is nou lus vir 'n burger, maar ek wil dit nou nie sê nie. So ek sê nee, ek weet nie. So wat wil jy eet? En sy is dalk nou lus vir 'n pizza, maar sy is nou nie lus om dit te sê nie want sy voel nou sleg. Sy dink nou aan my. En so sy sê nee, ek weet nie, wat wil jy eet? Nou die een ding wat ons al geleer het is ons vra nie die kinders nie, want ons weet al klaar wat hulle gaan sê. Kinders lewe nie so nie. Kinders reageer nie so nie. Ek vir Matthew vra, Matthew, wat wil jy vanaand eet? Die eerste antwoord wat ek geld op sal sit is pizza en dan dalk 'n burger daarna. Maar in elk geval, dit wat ek wil eintlik illustreer is dat Paulus sê, dink aan ander mense, maar die probleem wat ek nou geillustreer het en wat jy dalk nou aan gedink het is, ons gaan net eintlik in 'n sirkel redeneer dan, want as ek nie na my eie begeertes en dit wat ek wil hê moet dink nie, maar aan jou en ek sê dit vir jou en jy wil dieselfde toepas, jy wil nie aan jou eie begeertes dink nie, jy wil hê wat ek het. Hoe gaan ons dan besluit? Hoe gaan ons dan kies wat se een is die manier hoe ons dan gaan volg? Wat is dan wat ons gaan doen of nie? En kom ons vat dit dan nou weer eenvoudig. Kom ons vat dit na die kerk toe want hy praat hier van gemeenskap van God, nee, die kerk van God. Hoe bepaal ons dan wat sing ons en wat sing ons nie en al die goedes. Ek het voorkeure in dit wat ek wil sing. Jy het voorkeure in dit wat jy wil sing. En so hoe kies ons dan nou wat ons sing en hoe ons sing en daai tipe goed. Dalk wil ek ons moet ons hande opsteek en jy voel weet jy wat nie. En so julle hoor hierdie nie konflik of struikel nie, hierdie struweling, hierdie atmosfeer of energie nê, van hoe besluit ons nou? Dis half hierdie stresvolle plek of atmosfeer van hoe besluit ons nou? Wat se een gaan ons nou volg? Gaan ons nou ons hande opsteek of gaan ons wat ek wil hê of gaan ons nie ons hande opsteek wat jy dalk wil hê? Dis en julle gebruik nou 'n simpel voorbeeld. Ek hoop ek weet julle sal dit nou sommer so verstaan ook want dit gaan nou regtig nou nie vir my hoor hande opsteek of nie, maar in elk geval. En so hoe besluit ons dan nou aan die einde van die dag is eintlik maar nou die vraag. Want Paulus sê dan nou ek moet nie aan my eie dink nie, jy moet nie aan jou eie dink nie en so dan gaan ons geen besluite maak aan die einde van die dag. En ons kan tog ook nie so lewe nie. En dis waar Paulus ons eintlik na ander gedeeltes toe vat of waar die skrif eintlik so wonderlik is want dit vat ons dan nou na ander gedeeltes toe waar hierdie goed dan ook nou baie keer gebeur het en die vraag dan eintlik maar is maar hoe besluit ons, nê? En so ek wil jou vat na 'n gedeelte soos Romeine 14 toe. Wat hierdie struweling eintlik maar ook daar was en vir hulle was dit moet ons nou varkvleis eet of kan ons nou varkvleis eet, mag ons nou nie, moet ons nou by die wette bly, al daai tipe goed. Moet ek op die Saterdag kerk toe gaan, kan ek op die Sondag kerk toe gaan, al daai tipe goed, nê. En dit was half die stryd wat half daar was in die kerk, nê.
En hierdie ding het nou juist na vore gekry, so maar hoe besluit ons dan nou hierdie goed? En Paulus gaan dan nou, en julle kan dit gaan lees, ek gaan dit nou hier vir ons lees, en laat ons die video ook daarom redelik kort hou, nee. En Paulus kom tot die konklusie, dat die ouens wat sterker is in die geloof, moet dink aan die mense wat swakker is in die geloof, en dan toegee tot dit. Nou, kom ons sê net gou dit. Paulus gee glad die permissie, dat ons onbybels raak. Paulus staan vas by die ding is dat die Bybel is ons eerste lyn van besluitneming. So kom ons sê, iemand kom daar en sê, weet jy wat, ek voel, Jesus sê vir my, ek moet na die skool toe gaan en mense doodmaak. Dan is ons soos, nee, wow. Dit is nie wat die Bybel ons leer. So ons kan dit nie doen nie. Daar's nie 'n twyfel nie, daar is nie 'n oomblik van kom ons stry daaroor of redeneer daaroor of enigs soos nie. Dis teen die Bybel. Okay. So die Bybel is ons eerste riglyn. Maar as die Bybel nie noodwendig iets sê vir of teen dit nie, hoe besluit ons dan? Paulus gaan dan verder en hy sê, dink jy as die sterker boetie in die geloof aan die boetie of sussie wat swakker is in die geloof? Nou kom ek gebruik 'n ander voorbeeld om dit te illustreer. En julle, weer eens, ek doen dom goed baie keer. En ek leer maar baie keer, nee. Ek het al hoeveel keer probeer redeneer met Matthew en Noah oor hoekom ons eerder iets gaan doen as iets anderste. En julle, dit werk nie. Want 'n kind in sy wil of haar wil is so ingebed, nee, dat hulle verstaan nie dat hoekom gaan ons nou eerder 'n burger eet as pizza nie. Of hoekom gaan ons nou eerder dit doen of dat nie. Hulle verstaan nie dit nie. Hulle kan dit nie begryp nie. Hulle kan nie redeneer nie. Hulle kan nie dit oordink nie. Dis iets wat ons moet aanleer soos wat ons groter word. Paulus gebruik dieselfde as 'n voorbeeld. Jesus praat baie keer daarvan, is dat hy praat van kindertjies in die geloof, nee. Paulus praat baie daarvan as kinders in die geloof. En dis dieselfde konsep. Wie is die mense wat sterker in die geloof is? Dis die mense wat ons sal klassifiseer, kom ons gebruik nou my en Matthew se verhouding, as die volwassene is. Die ou of die persoon, die man of die vrou wat volwasse is in die geloof. En hy of sy moet toegee tot die persoon wat kinderlik, of nie kinderlik is nou lelik, wat nog 'n kind is in die geloof. Ja, ek hoop julle hoor wat ek sê nie. Die persoon wat dalk nie is in die geloof, die persoon wat dalk nie verstaan nie, of nog nie weet nie, of dalk nog nie so gegroei het in hulle geloof nie. En dis 'n manier om te bepaal. So, hoe doen ons dit dan? As 'n volwassene in die geloof, moet ek toegee en sê, weet jy wat, dit gaan nou regtig nie oor my nie, maar toegee tot iemand wat dalk nog as kind in die geloof is, of wie. En so baie keer is dit, dat dit net eintlik maar eenvoudig is, dat die volwassenes ook moet dink aan kinders, nee. En wat sal hulle wil doen, of wat sal hulle, so dis baie keer 'n praktiese ding, is net, weet jy wat, ek as volwassene moet baie keer net dink aan hoe dit is vir my kind, om sekere goed te doen. En julle, ons kan nou baie prakties raak en baie goed, en ek wil julle op hierdie manier ook maar 'n bietjie herinner aan ons dienste, en hoekom ons sekere goed gedoen het, en hoekom ons sekere goed doen, nee. Julle weet dat ons kinders is saam met ons in die dienste, en ek weet dit frustreer baie van julle. Ek verstaan dit, ek weet dat dit is nie noodwendig hoe jy groot geword het nie. Of jy dalk groot geword dat kinders sit stil. Ek was in daai tyd groot geword, my pa het my geknyp, nee. As ek nie stil gesit het nie. En so ek verstaan dat baie keer kom ons uit 'n ander gedagte uit. Maar ons moet nou hierso dink aan wat gaan ons 'n struikelblok wees vir Matthew. Kom ek gebruik hom nou as voorbeeld, ons nou my eie seentjie. Gaan ons as kerk 'n struikelblok wees vir hom in sy verhouding met Jesus. Nou ons kan die kerk baie kom ek sê dit so. Ons kan die kerk terugvat na hoe dit was. Maar ons weet van statistiek, ons weet van as ons kyk, julle kan dit self, julle sien dit self raak in ons eie gemeente. Kinders kom nie meer kerk toe. Jong mense wil nie meer kerk toe kom nie. Daar selfs kinders in ons eie gemeente en kerk wat al gesê het, ek wil nie meer kerk toe gaan nie. Hoekom?
want dis nie vir my lekker nie. Ek verstaan nie as die dominee so groot praat of daai woorde gebruik en ek verstaan dit nie, so dis nie vir my lekker nie. En die vraag wat ons dan vir onsself moet vra, julle, is gaan ek as 'n volwassene, gaan ek die oorsaak wees dat Matthew eendag nie Jesus wil volg nie, omdat ek die kerk in 'n sekere manier wil gedoen het. Of is dit vir my okay om te sê, weet jy wat, as Matthew eendag Jesus lief gaan wees vir Jesus, dan's ek bereid om eerder 2 liedjies te sing wat vir hom lekker gaan wees. Dalk julle weet Matthew is mal oor daai God is so my God is so big, so strong and so mighty wat ons nou Sondag gesing het, nee. En so is ek bereid om daai liedjie te sing. Ek hou nie noodwendig van die Engels nie, ek hou nie dalk noodwendig daarvan dat daar gedans word of so, maar as ek bereid om dit toe te laat sodat daai kind lief kan wees vir Jesus. En dis wat Paulus na heen gaan. Nou, weer eens julle, dit beteken nie ons moet onbybels raak en goed nie. En so ons moet baie keer kyk na wat sê die Bybel, nê. En ons sien is goed in die Bybel wat vir ons riglyne gee in terme van dit. En so dis goed dat ons praat, dis goed dat julle praat, dis goed dat julle vir ons goed sê, dat julle vir ons sê, weet jy wat, ek voel ons moet 'n bietjie dit doen of ek voel ons moet 'n bietjie dat doen. En ons moet dit daaroor dink en ons doen en ons is dankbaar daarvoor as julle saam praat en ons gaan vir julle meer geleenthede ook gee, veral in hierdie tyd waar ons mee ons nou besig is met die samesplanting en goed. Gaan ons vir julle meer tyd en plek en ruimte gee om vir ons te skryf en vir ons te sê, hoe sien julle dit en hoe wil julle dit hê en wat julle verstaan en al die goed. En ons luister na almal. Maar aan die einde van die dag moet ons ook sê, waar is ons bereid om te compromise? Ek gaan nou nie anglisisties raak nie, maar om te compromise ter wille, hoor gou mooi. En dis wat Paulus so mooi skryf hier in vers 33. Sodat hulle gered kan word. Ter wille van hulle lief of hulle verhouding met God, is ek bereid om sekere goed op te gee. En sekere gewoontes wat ek aan gewoontes op te gee vir daai kind of vir daai persoon. Dis nie noodwendig ek gebruik nou weer eens die voorbeeld nou van die kinders, maar julle weet dis baie keer selfs dalk 'n volwassene wat nie is in die geloof of hoe ook al. Ek gebruik nou nie die kinders as 'n voorbeeld, want dit is eenvoudig en dis maklik om te verstaan, want dit is iets wat ons nou tans mee besig is ook so. Maar is ek bereid om dit te doen? Is ek bereid om teen wat die samelewing my leer te sê, dis ek en sê, weet jy wat soek jy? En so mag ons ook in dit ook Jesus volg en soos Paulus sê, hom volg soos wat hy Jesus volg in dit. Mag jy 'n wonderlike dag hê en mag jy jou koppie koffie dalk verder geniet of jou tee of hoe ook al en mag jy ook hierdie week en hierdie dag lewe in so 'n manier dat mense dat jy in die eerste plek eer gee vir God, maar dat mense ook deur jou lewe en jou optrede ook vir God sal lief wees en sal eer. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê.